Ek kuier met jou vandag is 'n oop Sondag oor 'n baie goeie vraag wat jy al baie gehoor het in jou lewe. So ek wil jou vra, ek sê altyd 'n boodskap is 'n gesprek tussen my en een persoon. Dis nie 'n gesprek tussen myself en baie mense nie. So ek probeer as ek iets uitwerk en die Here praat met my, dan dink ek, as ek nou vir een persoon 'n gesprek het, hoe sal hierdie gesprek lyk? En ons boodskappe is eintlik gesprekke met jou, waar ons vir jou inligting gee en die Heilige Gees maak jy goed los wat moet losgemaak word in jou hart. En ek hoop regtig die regte goed word in jou hart losgemaak. Okay. Maar wanneer jy nuwe mense ontmoet, dan sê dit gewoonlik hallo, wat is jou naam? Dan sê hulle Pieter en ek sê ek's Carlos en dan die volgende vraag sê waar vandaan is jy? Nee, ek is hier van Pretoria, ek bly hierso in Kameeldrift Oos op 'n plot. Waar is jy vandaan? Nee, ek bly daar in Montana, daar agter Kolonade. Dis great. Die volgende vraag, 'n belangrike vraag is so, wat doen jy? Wat doen jy? Een van die belangrikste vrae in jou lewe wat moet beantwoord word wanneer jy vakkeuses doen in graad 9, dan word daai vraag al vir jou gevra, wat doen jy? Wat gaan jy doen met jou lewe? Dan wanneer jy in graad 11 is, moet jy nou begin besluit ek gaan ergens moet gaan studeer en dan moet ek daai vakkeuses weer maak. En dan kies jy 'n beroep en dan gaan studeer jy in een of ander lyn in. Maar jy ergens hierso kan almal daai vraag beantwoord om te sê wanneer mense jou vra rondom jou beroep, wat doen jy? Baie keer as ek saam met ouens na 'n jagplaas toe gaan en hulle ken my nie, is dit die mees interessantste belewenis vir my in my lewe. Kyk, daar is groot beplan rondom daai naweek. Groot beplan, die wapens, die verversings, die manne by mekaar, die stories, dis altyd baie nice. En dan as hulle my vra, dan kom jy daar aan en dan begin ons, "Haai, wat is jou naam? Waar kom jy vandaan? Wat doen jy?" Dan weet ek wanneer ek vir hulle sê ek's 'n pastoor, gaan die verversing stop. Die gepraatery om my gaan nie reël wees nie. Die realiteit van hulle lewens gaan uitgedaag word. Dan al wat ek vir hulle sê is, ek is in HR in. Ek kan vir hulle met vrymoedigheid sê, by Doxadeo is ek in HR in. Maar die waarheid is, ek werk met mense, man. Maar jy moet daai vraag beantwoord. En 'n ander gedeelte wat interessant is rondom hierdie vraag, is wie die vraag vra, wat doen jy? Onthou jy toe jy kind was en jou ma roep jou, of jou ma roep net en sê, wat doen jy? Dan weet jy het nodig om iets te verduidelik om uit die moeilikheid uit te kom. Want jy weet jou ma vra jou daai vraag. Maar dan as jou pa jou roep en sê, wat doen jy? Dan weet jy moet jouself uitverduidelik uit 'n pak sla uit. Want jy weet, die vraag is nou 'n bietjie gelaai, want dit is iemand anders wat die vraag vra. Jy weet, en wanneer jou vrou jou vra, wat doen jy? Dan is dit weer terug na jou ma se gesprek toe. Ek moet myself weer die moeilikheid uitpraat, nee. Anders stop die fietsry vir 3 weke. Vir die wat 'n oor het, laat jy hoor. Laat hy val waar hy moet. Dis my kode wanneer ek oor fietsry praat, dat kinders nie verstaan waaroor ek praat, eintlik nie. Oor hierdie deel. Alright, so as ek by Wonderboom preek en ek gebruik die woord fietsry, dan verstaan hulle almal presies wat ek sê. Maar hier is 'n baie interessante ding, is wanneer God jou vra, wat doen jy? Dan wonder ek hoeveel mense weet hoe om te antwoord. Is nie 'n raas nie. Weet jy wat, wanneer God jou vra, wat doen jy? Weet jy wat doen jy eerstens, is jy verduidelik dat jy nie sonde doen nie. En jy dink jy moet vir hom verduidelik dat ek doen nie nou sonde nie, ek is soet, Here. Dis amper soos wanneer jou pa jou gevra het, ek soet, pappa. Ek dink dis wat God bedoel het, toe hy hierdie vraag kom initieer en vir my sê vandag, kom vra die gemeente, wat doen jy? As God voor jou staan en hy vra vir jou, wat doen jy? Wat antwoord jy? Wat moet die mens antwoord? Want dit is nie net iets wat jy moet probeer uitfigure en sê, God kyk net wanneer jy sonde doen en wanneer jy sonde doen en wanneer jy stout is, dan kom vra jy jou die vraag en sê, hey, wat doen jy? En jy weet, oeps, ek moes nie dit doen nie, jammer, sorry, nee?
God kom vra 'n dieper vraag oor jou lewe en die betekenis van jou lewe, want jou satisfaksie in hierdie lewe kom uit hierdie vraag uit. Jou vervulling, die diepste vervulling wat jy gaan beleef in jou lewe, kom uit hierdie vraag uit, wat God jou vra en sê, wat doen jy? Wat doen jy? Ek sê altyd, as jy wil weet, as jy wil weet 'n betekenis van 'n spesifieke ding, dan gaan in die Bybel in waar dit die heel eerste keer geskryf is, en ek wil jou so 'n bietjie soontoe vat in 'n oomblik. Maar het jy al ooit gedink aan die effek van wat jy doen? Dink gou aan jou lewe. Het jy al ooit gedink, wat is die effek van waarmee jy besig is en wat jy doen? Wat is die effek? En het jy al ooit gedink, dink nou mooi, wat is die effek van die goed wat jy nie doen nie? Ek dink is in Tears of the Sun, waar daar 'n stelling aan die einde, dink ek is, die film Tears of the Sun, is baie wreed, so moenie kyk nie, dit is 'n ware verhaal, so is baie wreed. As jy nie van wrede goed in realiteit hou nie, moenie dit kyk nie. Maar aan die einde van daai film, dan is daar 'n gesegde wat jy goed ken, wat sê, when good men do nothing, evil prevails. En dis die gesegde rondom die effek van wanneer jy dit nie doen nie, dan sal evil prevail. En God kom en hy sit die mens op aarde neer met 'n spesifieke doel, om die mens te laat verstaan, wat is jou doel hier op aarde? Wat doen jy en waarvoor het God jou gestuur om te doen? En ek wil jou vinnig na Genesis 1 toe vat, vers 28. En jy kan hier op die bord saam met my dit lees, en ek weet jy ken dit baie goed, maar dis die eerste keer waar God met die mens praat oor wat die mens moet doen. As jy dit in die Bybel wil soek, die eerste keer. En hoe mooi praat hy sê in Genesis 1:28, hy sê, en God het hulle geseën. So in vers 27 sê God, kom ons maak die mens na ons beeld en ons gelykenis, en die Bybel verduidelik vir ons, hy het die mens na sy beeld en sy gelykenis gemaak, en net na hy hulle gemaak het, hier maak hy die produk, en nou sê hy vir die produk, jy gaan die volgende gedoen. Hier is wat jy moet doen. Hy sê, en God het hulle geseën, onthou wat God seën is waarlik geseën, niemand kan die seën terugvat nie. In Christus is ons die geseëndes van die Here, en niemand kan die geseëndheid wegvat nie. En hy sê, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Kyk, dis nou iets wat ons baie goed reg gekry het, né? Daar's baie mense. Ek meen, jy kan nie glo nie, ek het so 3 weke terug in George gepreek. George en Mosselbaai, jy kan nie glo hoeveel Pretoriaaners is al daar nie. En jy sal dit nie eens agterkom oor hoeveel mense weer hier is nie. Ons kan vrugbaar wees, ons is goed daarmee. Die hele wêreld is vrugbaar. En ons vermeerder en ons vul die aarde. Ek meen, oral waar jy kan vlieg is daar omtrent mense. En dan kom hy dan sê hy, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En hier kom God en hy gee vir hierdie skepping van hom 'n voorbeeld van wie hy is, 'n verteenwoordiger van wie hy is, want ons is na God se beeld en sy gelykenis geskep. Met ander woorde, ons dra goddelike kwaliteite, ons dra die DNA van wie God is. Ons is 'n aardse wese wat 'n geestelike koppeling aan hom het. Met ander woorde, ons is die enigste wese op aarde wat die geestelike kapasiteit het om geestelike goed af te gee na die aarde toe, na 'n fisiese aarde toe. God het vir my en jou, die mens, die vermoë gegee om die koninkryk van God uit te bring af aarde toe. Hy het vir die mens, 'n fisiese mens, die geestelike kapasiteit gegee. Hy het dit vir geen ander dier gegee nie. Ons het alpakas by die huis. Ek weet nie of jy weet, dit is soos 'n lama. Ons het 7 alpakas daar. Dit is soos 'n skaap met 'n lang nek, so as jy 'n potjie wil hê, laat weet my. Dit is 'n lang potjie. Maar ons sing nie die alpakas bid in die oggende nie. Ons sing hulle nie. Ons sing hulle die bid in die aande nie. Alpaka het nog nooit vir my woord gegee nie. Hulle is die stupidste goed op aarde.
Hulle kyk jou so aan. En al wat hulle doen, hulle spoeg net op jou. Dis net stupid. Ons het nie 'n dier wat die kapasiteit het om te heers nie. Ons het net die mens. Hoor gou die woordjie heers. Wat beteken die woordjie heers? Toe God vir die mens gemaak het en sê, gaan heers. Dis die Hebreëse woord raudal. Raudal. A primitive root to tree down, subjugate, specifically to crumble off. Hoe mooi is dit? Come to, make to, have dominion, prevail against, reign, bear, make to, rule, ruler, rule over en take. Maar die woordjie crumble off was 'n interessante woord vir my van al hierdie woorde. As die Here sê, die mens is gemaak na sy beeld en sy gelykenis, en jy vra vir my, as God jou vra, wat doen jy, dan het jy nodig om vir hom te antwoord, ek krummel my goddelikheid af op die skepping. Ek krummel my goddelikheid af op die skepping. Dis wat ek doen. Jy weet wanneer jy krummel sing, dan weet jy hierdie krummel en jy weet die krummel kom van 'n broodjie af. Of as jy 'n beskuitjie geëet het, daar lê krummels daar, dan weet jy die krummel kom van 'n beskuit af. Daar's iets rondom krummel, daar's iets rondom om te verstaan dat ek na God se beeld en sy gelykenis gemaak is en dat ek nodig het om af te krummel op die skepping. Dis God se roeping oor jou en my lewe. As God jou vra, wat doen jy? Dan sê jy, Here, ek's besig om af te krummel. Wat krummel jy af? Ek krummel die goddelikheid af. Ek krummel die goddelikheid af op my vrou krummel die goddelikheid op my af. Ek krummel die goddelikheid af op my kinders. Ek krummel die goddelikheid af op my vriende, op my familie. Ek oral waar ek gaan, is ek besig om hierdie af te krummel, die goddelikheid af te krummel op die mensdom. Dis die roeping wat op die mens is. Ek dink die mense verstaan altyd hoe incredible God die mens gemaak het nie, en dat die mens die vermoë het om goddelikheid af te krummel op die mens, op gebrokenheid en pyn en seer en teleurstelling en Johannes 10 vers 10 wat sê, die duiwel kom net om te slag en te steel en te verwoes, maar God het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed wat ek by gaan uitkom. En die mens het in hierdie spasie ingekom in Christus. En in Christus het hy my nuut gemaak en hy het my herstel na Christus se beeld. Die woordjie nuut maak is die Griekse woord beteken om jou terug te vat na die oorspronklike bedoeling. Ketissis is die woord. Ek het jou nuut gemaak, het sê ek het jou teruggevat na die oorspronklike bedoeling. Die oorspronklike bedoeling sê ek het jou na my beeld en my gelykenis gemaak en alles wat jou beïnvloed het om te dink jy lyk nie soos God nie, het hy kom verwyder en het hy jou teruggevat na die oorspronklike bedoeling. Ketissis, ek het jou nuut gemaak, teruggevat na die oorspronklike bedoeling en die mens moet nou afkrummel op die mens. Deur die feit dat Christus deel geraak het van hulle lewens. Het jy al ooit gedink, ekskuus ek laat jou baie dink vandag, het jy al ooit gedink as Christus eerste is in alles wat jy doen, hoe sal jou lewe lyk? Dis vat gou die gemeenskap, want dit is maklik vir ons. As ons gemeenskap vat, waar jy bly, hierdie hele noordelike streek, en as jy van 'n ander plek af kom, welkom. Maar as jy vat as Christus eerste in ons gemeenskap is, en almal sien hom as die voorbeeld van wie ons is, hoe sou die gemeenskap gelyk het? As Christus eerste is van 'n organisasie, en die organisasie plaas Christus eerste, hoe sal daai organisasie lyk? Kyk gou na hierdie skrifgedeelte saam met my in Kolossense 1 vers 17 en 18. Dis nou waar iemand die knoppie druk. Asseblief, dankie. Ek het nie die knoppie nie. Hy sê, en hy is voor alle dinge, die woordjie hy is met 'n hoofletter, met ander woorde dis Christus. Hy is voor alle dinge en in hom, weer 'n hoofletter, beteken dis Christus, en in hom hou alle dinge in stand. So, hy kom en hy sê, en hy is voor alle dinge, en in hom
hou alle dinge in stand. Met ander woorde, as Christus deel is en eerste is van my lewe, dan sê hy, ek sal jou in stand hou. Ek hou alles in stand waar ek eerste is. Jou finansies, as God eerste is, dan hou hy dit in stand. Jou huwelik, as God eerste is, dan hou hy dit in stand. As Christus eerste is met jou verhouding met die kinders, dan hou hy dit in stand. As Christus eerste is met jou familie, dan hou hy die familie in stand. Maak nie saak waar hy eerste is nie, as ons verstaan dat Christus eerste is en sy beginsels is eerste en ons kom sy beginsels na en ons verstaan wie ons is in hom, dan sê hy, dan die outomatiese effek van die feit dat Christus eerste is, beteken dat hy dit in stand hou. Mense se lewens val uitmekaar uit omdat Christus nie eerste is nie. Mense wie toelaat dat Christus eerste is, glo my, Christus is eerste in my lewe, maar glo my, ons het ook uitdagings in ons lewe. Daar gebeur ook slegte goed met ons. Ons gaan ook deur moeilike tye in ons lewens en soms in ons huwelik, maar wanneer ons Christus nie eerste sit in daai tye nie, en as hy nie voor dit eerste was nie, dan sukkel ons om daar deur te kom. Ten spyte van wat aangaan, het ek vrede in my hart, wanneer ek daar deur gaan, dan weet ek die Heilige Gees is met my. God hou my in stand deur moeilike tye. Maak nie saak waardeur ek gaan nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, hoekom? Want U is met my, U is eerste, U hou dit in stand. Weet as ons mense het wat berading kort in hulle huwelike en hulle gaan regtig deur 'n moeilike tyd, dan is een van my eerste vrae vir hulle, is hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Want wanneer jy as man 'n verhouding het met God, ek praat nie van godsdienst nie, ek praat van 'n verhouding met God. Sy beginsels is belangrik. Jy het 'n vrees dat God nie deel gaan wees van jou lewe nie. Jy weet dat God belangrik is vir jou en jy leef volgens sy beginsels. As jy dit doen en my vrou doen presies dieselfde, hou hy die huwelik in stand. Maar kan nie verwag om die effek te hê van 'n rooskleurige huwelik, 'n amazing huwelik, 'n incredible gesin, maar ek leef nie volgens God se beginsels nie. God is net nie eerste nie, Jesus is net nêrens te vind nie. En nie kom hy en hy vertel ons so mooi, as ek voor is, hou ek dit in stand. In Matteus 28:18 kom hy en hy sê, en hy is die hoof van die liggaam, en daai is die verkeerde skrifgedeelte. Ek is jammer, daai Matteus 28 moet nie daar wees nie. Dit moet eintlik vers 18 wees. En hy gaan aan hierso en hy sê, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. As jy my vra, wat doen jy? Dan sê ek krummel af, omdat Jesus eerste is. En hy sorg vir my. Hy hou my natuurlik in stand. Baie mense wil so graag weet en voel soms dat die koninkryk van God duur ver is. Die koninkryk van God gaan ons eendag sien. Die koninkryk van God gaan eendag duur wees, want ek moet iets afkrummel. Wat krummel ek af? Ek krummel die koninkryk van God af. Dit soos dit in die hemel is, so ook op aarde. En kyk gou na die skrif, waar hulle vra, maar wys ons die koninkryk van God. Die disippels vra hom, wys ons die koninkryk van God. En hy sê die volgende vir hulle in Lukas 17:21. Hy sê, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar, daar's die koninkryk nie, of kyk hier is die koninkryk nie. Hier is die koninkryk van God. Gaan na die tempel toe en kry die koninkryk van God is hierso by Doxadaya Kameeldrif. Dis nie die waarheid nie. Hy sê hierso, kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En ek wil vandag vir jou vra, as jy as kind van God hier sit waar jy sit, glo jy regtig dat die koninkryk van God hier binne in jou is? Dis so sad om te sien dat Christene nie altyd verstaan dat die koninkryk van God lê binne in ons en hoe is dit moontlik? Dis die feit dat die Heilige Gees hier binne in ons leef en die koninkryk van God word gevind deur die waardes en die beginsels en die Heilige Gees wat betrokke is en eintlik maar Christus wat deur die Heilige Gees hier binne in jou is. En wanneer jy leef hier op aarde, dan leef jy vanuit daai koninkryk uit en jy het soveel om te gee vir hierdie wêreld wat vrae het en gebroken is.
As jy my vra wat doen jy, dan sê ek vir jy krummel af. As gevolg van Jesus Christus wat in jou lewe is, want die koninkryk van God is in jou, deur die Heilige Gees wat in jou gekom het, jou gevul met sy Gees, en deur daai Heilige Gees is jy besig om af te krummel binne in hierdie lewe. Ek kom by my tema vir vandag, en ek wil jou vra, die stoel waarin jy sit in die week, is nie net 'n stoel nie, maar dis 'n posisie. Elke een van ons hierso sit of in 'n besigheidsstoel, ek gaan dit mooi verduidelik, of elkeen van ons kan dalk selfs, ons tieners wat hierso sit, kan in 'n gewone stoel by 'n skoolbank sit. Hierdie is 'n preekstoel, beter geken as 'n kroegstoel, of 'n baarstoel, 'n kroegstoel, 'n baarstoel, of die ander ene was 'n cocktailstoeltjie. Dis die een woord wat ek in die eerste diens gebruik het. Maar as jy weer so 'n stoel sien asseblief en wil een koop, sê vir hulle jy soek 'n preekstoel. Maar hierdie stoel waarin ek sit is 'n posisie wat die Here vir my gegee het. En die Here vra vir my, wat maak ek in hierdie stoel? Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek nou vir jou sê. Die Here vra vir my, Carlos, wat maak jy in hierdie stoel? Maar van julle gaan môre werk toe gaan en jy gaan in 'n werkstoel sit. En die Here gaan vir jou vra, wat doen jy in hierdie stoel? Dit kan dalk jou besigheid wees, dit kan dalk net jou werksomgewing wees. Of jy 'n white collar of 'n blue collar is, werker is of 'n werkgewer is, hy vra jou, wat doen jy in hierdie stoel? Hy vra jou, is jy besig om af te krummel? Dit kan dalk 'n sosiale stoel wees, waar jy saam met vriende sit en kuier. En hy vra vir jou, wat doen jy in die stoel? Wat doen jy in die stoel? En dan kan dit natuurlik hierdie amazing stoel wees van ons, waarop jy sit. Wat ons noem die kerkstoel. Jy moet mooi sit in hierdie stoel, hoor. En die Here vra vir jou, wat doen jy in hierdie stoel? Wat doen jy? Wat doen jy vandag op hierdie breinstoel? Is jy besig om te dink oor jou lewe soos wat God wil hê jy moet dink? Of voel jy oor hierdie stoel waarin jy sit en die posisie wat die Here jou gee binne in hierdie liggaam van Christus? Want jy dink jy het kerk toe gekom, jy het 'n posisie in die liggaam van Christus. Hier sit die liggaam van Christus. Ons is die kerk en hy sê jy het 'n posisie, jy het 'n plek waar jy sit, maar jy het 'n doel om uit te leef binne in die posisie wat jy sit. Jy het 'n doel en God sê vir jou as vernoot in hierdie droom wat ons het is, wat doen jy? Wat doen jy in daai stoel? Wat doen jy in die posisie wat God vir jou gegee het om uit te leef in hierdie samelewing? En hy sê, ek wil vir jou herinner dat jy afkrummel. Jy krummel af op die skepping. Jy krummel af op die gemeenskap. Jy krummel 'n goddelikheid af. Dis hoekom hy jou geroep het. Weet jy, iets wat ek nie altyd ook verstaan nie, en dit pla my deesdae verskriklik baie, en dis nou vakansie, ons het minder mense hier, maar daar's altyd baie leesstoele hierso. Dan dink ek, pla daai leesstoele jou ook, want ek sit in hierdie posisie binne in die kerk en die liggaam van Christus, en dan vra ek, pla daai leesstoel jou langs jou. Want daar moet iemand sit wat 'n posisie het binne in die koninkryk van God, wat sy roeping moet uitleef, en die leesstoele pla ons nie altyd as liggaam van Christus nie, en die Here sê, liggaam van Christus, pla die leesstoele jou. Want jy het 'n posisie gekry om daai stoel vol te maak, sodat iemand buitekant die koninkryk van God Christus kan ontdek, binne kan kom sit, sy posisie ontdek binne in Christus, en vanuit hierdie posisie uit weer uitleef buitekant toe, afkrummel op ander mense, sodat hy sy doel in die lewe kan vind. Ek wil vir jou vandag sê, hierdie stoel, die besigheidsstoel, is 'n verwarrende stoel. Want sukses is 'n glibberige ding. Sukses is 'n glibberige ding. Mense jaag na goed. En ek wil vandag vir jou sê, die Here vra vir jou, wat doen jy?
Wat doen jy? Want al wat gaan oorbly aan die einde van jou lewe is waar lê die krummels? Waar lê jou krummels? Daar kom 'n vrou na Jesus toe en vra vir Jesus om haar gesond te maak. En hy sê vir haar, vrou, wat het ek met jou te doen? Al wat ek vir jou het is krummels, en die hondjies lekkie krummels af van die vloer af. En sy sê, maar dis fyn, ek is tevrede met die krummels, want dis die krummels wat ek soek, want as ek net 'n bietjie van die krummel kry, kan ek die groter brood kry. Dis hierdie amazing gesprek van geloof, en hy sê, so geloof het hy nog nooit gesien in 'n vrou wat tevrede was met die krummels nie. Daar's 'n wêreld daar buite wat vergaan, huwelike vergaan, dis 'n gemors daar buite. En al wat Jesus vir die kerk vra is, wat doen jy? Wat doen jy? Hy vra nie vir my as organisasie van die kerk en net alleen net, wat doen ek as leier nie? Hy vra vir jou wat daar in die stoel sit. Hy vra vir jou, wat doen jy in daai stoel en hoe krummel ons af en moenie in 'n stoel sit en laat die stoel die posisie 'n verwarring oor jou lewe bring oor waarvoor God jou hier op aarde gesit het. Sodat jy kan afkrummel 'n goddelikheid op 'n skepping wat sal tevrede wees met die krummels. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte. Die band kan opkom, asseblief. Ons het so sketsie wat ons wys vir mense. As daar 'n spelfout is, my vrou het dit getik. Nee, ek het altyd spelfoute in my goed. Die individu is ek en jy wat hier so sit. En God het vir ons geloof gegee om God te vertrou, om 'n effek op hierdie lewe te hê. Maar Doxa Deo werk nie net met die individu nie, en God werk nie net met die individu nie. God werk ook met die gemeenskap. Ek en jy wat hier so sit, ons afkrummel is liefde wat ons het vir verlore mense en vir almal om ons. Ons het 'n effek, ons individuele leefstyl het 'n effek op die gemeenskap. Ons het 'n massive effek op die gemeenskap. Maar julle, ons is nie net geroep om as individu in lyn te wees met God nie. Ons is nie net geroep, as God vir jou vra waarmee is jy besig. Ek nie net besig om vir my gesin iets te beteken en my gemeenskap iets beteken nie. Ek is ook geroep om 'n organisasie neer te sit wat hoop bring. Wat hoop bring. En daai organisasie bring weer vir die individu hoop. En daai individu het weer impak op sy gemeenskap. En daai gemeenskap weet, ons het nodig om organisasies te hê wat hoop bring. Ek wil dit vir jou so verduidelik. Wie van julle draf? Okay, dis te min hande. Wie van julle wil draf? Dat is 'n bietjie meer. Maar as jy met enige iemand praat wat hier in Leeufontein Estate bly, of Sable bly, of Pebble Rock bly, hulle kan draf binne in daai estates. Hulle is veilig. Pebble, so 'n bietjie, daar's 'n golfbal, so pas op. Jy kan dalk golfballetjie kry in die kop. Maar as jy met Colonnade praat, Montana praat, en jy praat met Onderste Poort en al die areas hier so Sinnewil en Magalieskryn, en dan is dit nie veilig om daar te draf nie. Hulle vat deesdae nie net jou selfoon nie, hulle vat jou lewe ook. En dan is daar iemand wat sê, maar ek wil graag draf, dit is my lekker om te draf, ek wil gesond leef. Dan gaan hy na 'n plek toe soos Wolwespruit, 'n organisasie, wat hulle omheinings gesit het en wagte neergesit het en die wagte loop daar rond. En die gemeenskap, die individu kan gaan draf daar en binne in 'n gemeenskap wees wat veilig is. Want daar's 'n organisasie wat dit veilig gemaak het en hoop gebring het vir die drawers. En nou is die drawer
veilig en hy gaan draf binne in 'n gemeenskap. Die gemeenskap voel veiliger en dit bou die organisasie. Die organisasie het 'n effek op die een individu. Daai individu wat gesonder is, het 'n effek op sy gemeenskap en daai gemeenskap bou die organisasie bou die individu bou die gemeenskap bou die organisasie. En as die Here met ons praat oor wat doen jy, vra hy vir jou heel eerstens, weet jy om te dink oor jou lewe. Tweedens, wat doen jy in die gemeenskap? En derdens, jy as organisasie, hoe skep jy hoop vir mense om regtig gesond te word? Maak nie saak wat se organisasie jy is nie, jy het altyd 'n HR komponent. Wat doen jy daar? Terwyl ek voorberei het ek gevoel, daar's mense wat moeg is, wat voel ek's nie net fisies moeg nie, ek is psigies moeg. En ek wil vir jou skrif deel, 'n laaste skrif wat in die Bybel is, Johannes 7:37. Hy sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo is, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Jy krummel af en jy gee lewe. Dis die Here se roeping op jou lewe. En vandag wil ons, as die aanbidding begin het en as ons dit land, as dit klaar is, en terwyl ons sing, is jy welkom. As jy hier so sit en jy voel soos 'n woestyn, jy voel droog, jy voel, sê die Here, ek is die een wat lewe genereer, sodat jy 'n lewegewer kan wees. As strome van lewende water uit jou uitvloei, raai wat het met jou gebeur? Jy is versadig, jy is nie dors nie, jy gee dit uit. En ons wil saam met jou bid vanoggend. Asseblief, ek vra jou as jy so sit, wees gehoorsaam, dat die Here jou kan volmaak met strome van lewende water en jou fokus herstel oor jou lewe. Ek gaan vir jou gebed doen, en asseblief, na die tyd is jy welkom om pannekoek te kom eet saam met ons en koffie te drink. Maar kom en reageer vanoggend dat ons saam met jou bid en vat dit huis toe en gaan krummel bietjie af op die verskillende stoele waarop jy sit, sodat jy jou doel kan bereik in hierdie lewe. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie dat ons weet dat U ons ontsaglik lief het. Vader, dankie dat ek weet, U het nie ons nie net hier gesit op aarde en maar net gesê, oeps nie, wat doen jy daar nie? U het ons hier gesit met 'n doel en 'n plan, Here. En daai plan is om af te krummel, om ons beeld van God af te krummel op hierdie skepping, Here. En mense wat nie meer weet wie hulle is nie, mense wat hulle integriteit verloor het in hulle selfbeeld, Here, bid ek dat U Heilige Gees deur ons sal kom lewe gee, kom krummel af hierdie amazing waarheid van wie ons God is en wie die mens is en hoe amazing die mens geskep is, Here. Dat mense weer kan vind en uitvind wie hulle werklik is, Vader. Dankie dat U kom en soos die vyand kom slag en steel en verwoes. Dankie dat U kom lewe gee deur ons lewens wat oorloop, Here, van lewende water in mense se lewens. Dankie dat ons nie op 'n stoel gaan sit en dink maar net, dis maar net 'n skoolbankie en ek is hier om te leer nie. Dankie dat ons op stoele gaan sit en weet ons is daar om te gee en om af te krummel op mense en wanneer ons opstaan, Here, mag die krummels daar lê en laat mense kan eet van die krummels, Here. En as geloof so klein is as 'n mosterdsaadjie, Here, dan dink ek net, wat kan 'n krummel doen in iemand se lewe? Dankie, Here, dat U ons so lief het. En Jesus, dankie dat U op ons kom afkrummel het deur die kruis. Maar dankie dat ons ook as kerk kan begin afkrummel op mense se lewens. Ek bid vir elke leesstoel, Here, vir 'n posisie wat mense moet vul. Ek bid, Here, U sê U voeg daagliks by die gemeente en ek wil vir U dankie sê dat U daagliks byvoeg. En Here, waar ons nou vir mense gaan bid ek dat U Heilige Gees strome van lewende water uit hulle binneste uit sal laat vloei soos nooit tevore nie. En dankie dat ons as gemeente kan uitgaan en kan weet, ons kan die vraag beantwoord, wat doen jy? Ek krummel af, dis wat ek doen. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.